Ons gesels oor intensiteit en vandag se tema is bid vurig. Dit wil sê mense, hulle het 'n plan B en daarmee bedoel hulle humoristies die B staan vir bid. Dit beteken in wese egter dat hulle eers op God se hulp en leiding begin staat maak wanneer hulle ander plan nie slaag nie of wanneer hulle bang is hulle ander plan gaan nie slaag nie. Maar Jakobus wil ons aanmoedig dat gebed is nie 'n plan B nie, gebed is om dit die eerste opsie te maak. Daarom skryf hy in Jakobus 5 vers 16, tweede gedeelte, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige werking. Die oorspronklike Grieks skryf hierdie gebed as werkend, as aktief, as energiek. Dis 'n gebed wat direk, wat doelgerig met God praat en volledig van God afhanklik is. Ons kan nie gebed gebruik as 'n manier om God se wil te verander nie. Gebed is juis om by God se wil in te val en vir God te vra om ons daarmee te help. Gebed is om God se leiding te soek en onsself in lyn te belyn daarmee. Gebed kan wel die omstandighede verander as dit binne God se groter wysheid is, maar gebed veral verander vir ons. Wanneer ons vurig bid en opreg met God gesels en ook luister na God, ontvang ons vrede, perspektief, ons ontvang leiding. Interessant ondersteun navorsing wat die Bybelskrywers reeds lankal vir ons geskryf het. Want navorsing toon dat mense wat betrokke is by gebed, ervaar hoër vlakke van emosionele welstand, meer betekenis in die lewe en hulle toon ook groter veerkragtigheid. Gebed is nie net nog 'n geestelike ritueel of gewoonte nie. Gebed het 'n kragtige uitwerking. So moenie jou gebed onderskat nie. Ontdek eerder die skatte wat God vir jou en vir ander ontsluit deurdat jy bid. Bly vurig bid. Leef geïnspireerd.